Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit volgende ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, 'n skokkende storie, die ontvoerings duur voort daar in die baai en skote klap hierdie keer. Ja, dit blyk dat ontvoerings al hoe erger raak, soos hulle in Engels sê, it's going up a notch. Gewoonlik word mense ontvoer buite hulle werkplekke as hulle toesluit, maar gister is 'n Chinese sakeman ontvoer op 'n baie besige snelweg en hierdie keer is skote gevuur, helder oordag in spitsverkeer in die oggend. En soos julle op die foto kan sien, dit is nie net een skoot wat hom laat skrik het en stop nie. Dit was 'n paar geweerskote en die voertuig is net daar gelos en hy's uit die voertuig uitgeboonder binne in 'n minibus taxi in. Ons het 2 weke gelede ook 'n ontvoering gehad van 'n dame en die familie het besluit om regstreeks of direk met die ontvoerders te onderhandel, wat natuurlik iets is wat die valke nie wil hê nie. So, die probleem rondom ontvoerings in Nelson Mandela Bay is iets wat geweldig toeneem, veral ten opsigte van buitelandse sakemanne wat hier in die baai woon. En Doreen, het voel vir my of dit redelik goed beplan is ook, want die sakeman was iewers gewees en hy was op pad huis toe in die afrit en hulle het klaar daar gewag by die afrit. So dit het maar die gevoel geskep asof hulle moet weet wat sy bewegings is vooraf en hierdie vooruit beplan het. Kyk, enige iemand wat met misdaad werk sal vir jou sê, teen die tyd wat jy ontvoer word of geteiken word of beroof word, is jy al reeds vir 'n geruime tyd dopgehou. Dit is nie 'n random iets nie. Hulle weet presies waar jy bly, waar jy beweeg, waar jy stop, waartoe jy op pad is. So ek dink regtig mense moet baie meer op die uitkyk wees vir wat om hulle aangaan. En ek het baie goeie raad gekry, veral vir vroue, as jy bestuur en is donker, en omdat almal nou bietjie bang is vir ontvoerings, wanneer jy in die straat parkeer, probeer om so ver as moontlik van die voertuig voor jou te parkeer. Met ander woorde, 'n ampere hele voertuigspasie, wat ek nogals gedink het is goeie raad, want as hulle jou inhok, het jy half beweegruimte om uit daai spasie uit te kom. Dis nou veral mense wat vroegoggende ry wanneer dit stil is op die paaie. Ja, Doreen, maar dit is 'n daadwerklike probleem op hierdie stadium, die ontvoerings wat ons sien. En hierdie is net ontvoerings waarvan ons hoor in die nuus. En dan is daar soveel meer waarvan ons eintlik nie eers hoor op hierdie stadium nie. So. Definitief. Dan interessante storie, plaaslike regering trap in slaggat. Ja, ek moes die storie uitlig van 'n dame wat gebestuur het tussen Vrede en Memel daar in die Vrystaat en die pad was so vol slaggate soos wat ons weet, en sy beweer dat sy moes haar self woegel en wroeg teen hierdie pad en sy het toe 'n slaggat getref van byna 'n meter. En sy het haarself baie mooi om die slaggat gedraai, maar haar een agterwiel het dit getref, sy het beheer oor die voertuig verloor, die kar het in 'n ditch beland en sy is beseer. Sy het dit hof toegeneem en die hof het beslis dat die plaaslike regering is 100% verantwoordelik vir die skade. Dis nie die eerste keer wat 'n motoris die regering hof toe vat oor probleme rondom slaggate nie. Dit is die regering se plig om dit of reg te maak of om goeie waarskuwings uit te gee. Ons het nou verlede week in die baai, ek dink dit was verlede maandag, het die minibus taksies gestaak in Kariga, omdat hulle gekla het oor die slaggate, want hulle sê die spoed waarteen hulle bande moet vervang, het hulle nou net genoeg van gehad. So hoe dink julle moet ons voel? Hier by ons word daar sommer net 'n persirkel om die slaggat geteken. So dit blyk om 'n probleem te wees landwyd. Ek weet die Vrystaat lyk baie sleg. En dit is nie altyd moontlik om 'n slaggat te vermy nie. En as jy moet waarskuwings opsit, dan gaan mens amper nie op sekere paaie kan bestuur nie. Ja, per die staan is omtrent reg oor die hele land. Bietjie minder in die Wes-Kaap moet 'n mens sê, jy moet dit noem.
Maar in die res van die land is maar dieselfde storie. Maar wanneer gaan daar 'n punt wees wanneer die regering besef maar as plaaslike regering die hele tyd moet staan vir hierdie slaggate en finansiële verlies ly, dat dit reggemaak moet word. Ek het nou die dag gesels met iemand wat nou saamwerk met die provinsiale padinspekteurs, wat blaatant vir my gesê, die padinspekteurs ry eenvoudig net nie meer die paaie om dit te inspekteer nie, provinsiale padinspekteurs, spesifiek van die provinsie waarin daardie persoon is, ry glad nie meer die paaie. Hulle doen nie eers meer die moeite nie, en baie van die poste, die padinspekteursposte, word nie eers gevul nie. So ek dink 'n mens moet op 'n dieper vlak begin kyk hierna. Dit gaan oor die bestuur daarvan, dit gaan oor die aanwysing van voor 'n mens by die kontrakte kom en by hoe dit reggemaak word. En ons almal sukkel altyd oor ja, maar die pad is reggemaak, maar dit gaan so nou. Hoekom is die pad nie reggemaak nie? Maar ek dink dit gaan op 'n dieper vlak. Dit gaan by die personeel aanwys op provinsiale vlak wat weet wat hulle doen en as hulle aangewys is dat hulle eintlik hulle werk doen. Dis waar ons begin. Ja, ek moet daar 'n bietjie spog hier in die Oos-Kaap reg oor die provinsie is daar baie padprojekte wat nou deur SANRAL aangepak word, wat die paaie baie verbeter, maar weer eens, so 2 weke terug in die baai is hulle besig om die snelweg oor te teer, en in die proses was daar tipe van 'n gat op die pad waar hulle nou die nuwe teer begin sit het, so daar was 'n bietjie van 'n dip, maar daar was geen waarskuwings nie. So die volgende oggend, toe sit 'n hele kettingreaksie met talle bande wat gebars is, weer eens omdat niemand 'n vlaggie of iets daar gesit het om te sê, ons het gisteraand hier gewerk en die pad is nog nie hier klaar nie. So ja. SANRAL natuurlik nasionaal verantwoordelik vir die paaie, maar dis die provinsiale mense wat 'n mens voor stok moet kry. Ja, absoluut. En ek dink dis 'n basiese dienslewering wat mense eintlik verwag in mense provinsies en want dit gaan ook oor veiligheid, absoluut. Dan Doreen, en dan moet ons selfs oor die regering van nasionale eenheid, want verskillende partye het verskillende dinge te sê. Ja, ons het nou gehoor John Steenhuisen van die DA het gesê hy is nog steeds gewillig om saam te werk in die regering van nasionale eenheid, veral met die tamaletjie oor BTW. Hy sê hulle die RNE gejoin want hulle wil werk skep, hulle wil die ekonomie van die land verbeter en ons weet hulle het vir ure met Ramaphosa vergader oor die BTW kwessie. En dit was interessant ook vir my om te sien dat Fikile Mbalula gesê het dat ons is nou volwassenes, ons moet saamwerk, maar nou wonder ek, dit klink amper te goed om waar te wees as die ANC al hierdie mooie woordjies sê, wat sê hulle is toevertrou, hulle is gewillig om met die RNE saam te werk, want die mense het gestem, en ons is in 'n onsekere tyd met al die tariewe, en ons is in 'n onsekere tyd met hierdie BTW-kwessie, wat natuurlik 'n geweldige impak op die rand het. Jennifer het vanoggend genoem, die randpond is R25.27, en ek wil net sê, dit is 'n nuwe rekord in die geskiedenis van Suid-Afrika. Is dit 'n nuwe rekord? So, dalk is die politieke partye besig om 'n bietjie botter om die mond te smeer, net om die markte te kalmeer. Dit sal ek nou nie weet nie, maar ek hoop werklik dat die RNE sal kan saamwerk, want die BTW-kwessie is nie die enigste probleem nie. Daar's die Bella-Bella-wet, daar's die gesondheidsversekering, daar's grondonteeneming. Ons sit hier met die twee partye wat eintlik glad nie om dieselfde kampvuur sit nie, maar ek dink vir nou is die proses om baie vure dood te blaas. Ja, Doreen, wat my interessant is dat albei partye sê, ja, ons wil nie eintlik dit verlaat nie, of ons wil nie verdeeldheid hê nie, maar dit is nou in die hande van die ander party. So dit voel vir my of niemand eintlik wil sê, weet jy wat, ons is hier om te bly, ons het nou met die ander party gepraat, dis hoe ons voortgaan nie. Dit is almal so half oop. En terselfdertyd het jy nog steeds jong president Paul Mashatile wat redelik uitgesproke is oor die feit dat hy nie dink die RNE is 'n goeie idee nie. Jy die EFF wat sê, weet jy wat, ons staan gereed so daardie DA uit is, sal ons nou bereid wees om deel te wees. En dan jy Action SA aan die ander kant gesê, ons het nie voorgestem, maar ons het nou regtig nie gedink hulle gaan die BTW verhoog nie. Soos mense weet nie wat om te glo nie.
Nou dis die probleem met koalisieregerings wat ons gesien uitspeel het in die laaste paar jaar op munisipale vlakke in Johannesburg, Gqeberha en al hierdie plekke. So ons gaan dit moet laat werk. En dan is daar hierdie gewraakte woord van faksies wat nou ook besig is om pop uit te steek. So ja. Dorien, ons begin met 'n verdagte pakkie. Ja, wat 'n ma nie vir haar kind sal doen nie. 'n Ma het verlede week of vroeër hierdie week is sy by die St Albans korrektiewe dienste net buite Gqeberha gevang waar sy 'n pakkie vir haar seun ingesmokkel het wat tans tronkstraf uitdien van 20 jaar. Nou as ons kyk wat in hierdie pakkie is 2 stewige pakkies dagga, 'n charger, daar is earpods, daar's 'n bietjie Medlemon, Grandpa en lakseermiddels. So ek kan my net indink waarvoor hulle al hierdie dinge gebruik. Ek weet hulle onderhandel in die tronk met allerlei dinge, maar ja, nogal skokkend dat 'n ma wie se seun reeds 20 jaar tronkstraf uitdien, haarself in gevaar sal stel om hierdie dinge vir haar seun te probeer insmokkel. En sy is nou aangegee by die polisie. Wat met haar gaan gebeur, weet ek nie, want hulle het die goedere reeds aan haar gekry, so dit is nie aan haar seun oorhandig nie. So ja, 'n pakkie van mamma. Ja, en wat ek nog wonder het oor die selfoonlaaier daarso, so dit beteken dat jy klaar selfoon dan, as jy die selfoonlaaier vra, en ons hoor so gereeld van die goeders wat in die tronk is, wat daar nie moet wees nie. Ek het gewonder, want omdat ek eintlik nie die wet ken nie, kry jy dan ook tronkstraf, as ek nou iets probeer insmokkel in die tronk in? Wel, daar is 'n wet op korrektiewe dienste waarby hulle die persoon oorgee aan die polisie en dan gaan die polisie die ondersoek verder neem. Ek twyfel dat sy sal tronk toe gaan. Dis seker die eerste keer wat sy so iets doen. Sy mag dalk 'n waarskuwing kry, dalk miskien in die hof verskyn uit op borg. Ek het nog nooit van so 'n voorval gehoor wat 'n ma so iets gedoen het nie, want ons weet mense smokkel goed in gereeld, maar nie sommer so by die voordeur in tydens besoektyd nie. Dis gewoonlik op baie ander meer kreatiewe maniere en ons weet die mense in die tronk het selfone, hulle deel selfone, hulle ruil dagga uit vir sigarette of wat ook al. Dis soos 'n hele ekonomie-sisteem wat binne die tronke seefuur. Dan oor na die buiteland en Prins Harry is weer in die hof. Prins Harry hou voet by stuk dat wanneer hy Brittanje toe gaan, moet hy dieselfde sekuriteit kry as wat hy gehad het toe hy gewerk het as 'n Britse prins. So hy het homself onttrek uit die Britse familie uit saam met sy vrou Meghan Markle. Hulle is in 2020 na Noord-Amerika toe en toe die ministers besluit dat die Britse regering gaan nie meer betaal vir sy sekuriteit wanneer hy Brittanje toe kom nie en hy voel dit is absoluut onaanvaarbaar. Nou in die eerste plek het hy sy saak verloor en hy moes £1 miljoen betaal, maar nou die appelhof om die kans gegee om te appeleer en hy het nou gister weer by die hof opgedaag om hierdie saak verder te voer. So ek weet nie wat is julle opinie nie. Ek stem saam dat Prins Harry bly die seun van koning Charles. Hy bly die dogter van prinses Diana en hy het beskerming nodig, maar hy kan ook sy eie beskerming bekostig. As hy nie werk vir die koninklike familie nie, waarom moet daar vir sy sekuriteit betaal word? So ja, dis 'n interessante aspek. Dit is, Dorien, ek veronderstel ook die belastingbetaler in Engeland sal seker vra, maar hoekom moet ek vir sy sekuriteit betaal as hy niks doen vir my land, of hy nie vir my land werk nie. Hy werk nie, hy bly nie meer hier nie. So eintlik as hy nou met vakansie kom, moet ek vir sy sekuriteit betaal. En ek seker die belastingbetaler in Engeland sal dalk nie heeltemal gelukkig daarmee wees nie. Maar aan die ander kant, hy's gebore in 'n posisie, hy het nie dit gekies nie, hy's gebore in daai posisie in, waar die samelewing van hom verwag het om 'n sekere werk te doen. En of hy daarvan wegloop of nie, hy bly nou nog steeds 'n teiken en 'n verteenwoordiger daarvan, al staan hy een kant, en hy bly nog steeds 'n teiken vir mense wat nie so goedgunstig is teenoor die Britse monargie nie. So dan dink jy hy verdien dalk tog beskerming.
Ja, ek sou seker vir hom maar 'n bietjie gegee het en dan sê jy moet die res self betaal. Ek weet nie. Dit is 'n interessante ding. Gelukkig is dit ver verwyderd van ons Absoluut. probleme. So. Ons beskerm almal in Suid-Afrika behalwe die publiek. So ja, daar's sekuriteit vir almal. Dorien, dan oor na rugby nuus. Bomb Squad gaan bly, maar die Wêreldbeker is nie noodwendig nie. Ja, lyk vir my die 1995 Wêreldbeker wat ons gewen het, gaan dalk die laaste een wees wat ons hier in Suid-Afrika gaan hê. Deesdae gaan alles oor geld. Suid-Afrika het hand opgesteek in 2011, 2015, 2019, 2023 en ons kon net nie suksesvol wees nie. Nou alreeds weet ons die volgende Wêreldbeker in 2027 is in Australië, in 2031 gaan dit Amerika toe, ekskuus tog, en dan is daar nou ook al Qatar en die Midde-Ooste, Saudi-Arabië wat baie geld wil ingooi hierso en ook wil betrokke raak. En die feit bly staan dat Suid-Afrika van 'n infrastruktuurstandpunt kan dit nie beheer nie en ons het ook nie meer die geld nie, dit gaan oor geld. So dis eintlik vir my baie hartseer, ons is die beste span in die wêreld en in 1995 was ek maar in matriek gewees en ek sou baie graag nog een keer in my lewe die Springbokke wou sien met 'n Wêreldbeker toernooi wat hier in ons land is, waar ek ook daarom 'n biertjie kan drink om die oorwinnings te vier. Daar's altyd so lekker gees. In 1995 was so ongelooflik. So dit is jammer. Maar dalk is dit goed vir ons om in die buiteland te speel want ons bly wen. Dis waar. Dorien, ek wonder altyd, soos ek kyk na die vorige cricket Wêreldbeker wat in Amerika was en ek nie noodwendig dink dit was die beste ding nie. Die stadions was redelik leeg. Dit is nie 'n land waar ja, hulle begin meer en meer cricket speel, maar dit is nie noodwendig 'n cricketland nie. En so die ondersteuning was half nie regtig daar nie. Stadions is leeg. Teleurstellend is die woord waarmee jy soek. Teleurstellend, ja. En nou wonder ek as 'n land so Saudi-Arabië of die Midde-Ooste die rugby Wêreldbeker aanbied, gaan nog genoeg ondersteuning wees, gaan ons omgee oor die hitte, gaan ons omgee oor wat jy mag drink en nie mag drink nie. En ek verstaan ook geld speel 'n groot rol in hierdie Wêreldbekers, maar dit is maar net vrae waaroor ek dink as mens dink aan watter land jy nou gaan kies om die Wêreldbeker aan te bied. Dalk moet al die top rugby spanne tariewe instel op Amerika en sê ons gaan nie daar speel nie. Maar nou wil ek praat oor die Bomb Squad en die wonderlike Rassie Erasmus wat 'n absolute rugby meesterbrein is. Kyk, die wêreld rugby kan nou maar net nie die konsep van die Bomb Squad laat gaan nie. En hulle wou nou gehad het dit moet verban word. Hulle sê dit kan beserings bevorder. En die hoof van wêreld rugby het nou die ding baie goed benader, hulle het dit ondersoek. Hulle het gekyk na 'n wetenskaplike oogpunt, 'n mediese oogpunt en hulle het bevind daar is nie genoeg bewyse dat dit beserings kan bevorder nie. Die enigste ding wat hulle kan sê, as ek nou in Engels kan sê, it's not in the spirit of the game. En hulle kan nie as gevolg van dit die Bomb Squad verban nie. So ek dink hier's maar net jaloesie. So is daar kopiereg op die Bomb Squad? Kan 'n ander rugby spanne ook kom met 'n Bomb Squad? Ek weet nie hoe dit werk nie, maar knap gedaan Rassie. Jy is 'n rugby meesterbrein en hulle kan jou maar net nie onderkry nie. Die meeste kritiek het maar gekom van Ierland af. Kom ons wees maar eerlik met die Wêreldbeker met Ierse kommentators. Tog interessant genoeg tydens die 6 nasies met meeste van die spanne presies dieselfde taktiek gevolg as wat Rassie in die Wêreldbeker gevolg het. So skree en kla soveel as wat jy kan, maar Rassie is 'n baanbreker geweest wat jy nou naaap en met net soveel sukses gebruik. Nou ja. Dorien, dan 'n skilpad word maar op 100. Moenie my vra om die Afrikaans vir hierdie skilpad te kry nie. Ek het gister die hele dag geoefen en ek hoop ek sê dit reg. Galapagos tortoise, daar sy. 'n Galapagos tortoise met die naam Mommy en haar metgesel Abrazo is die oudste inwoners by die dieretuin in Philadelphia in die VSA. En hulle is 'n kritiek bedreigde spesies en hulle is sedert 1932 al by hierdie dieretuin. En hierdie twee skilpaaie is nou al amper 100 jaar oud.
en vir die eerste keer word Mommy 'n mamma. So dit is vir my baie opgewonde. Ek word altyd so opgewonde oor die diereryk. Nou die eerste skilpaadjie het uitgebroei op die 27ste Februarie en die ander eiers word nou streng gemonitor, geweeg en hulle hoop nou om hierdie nuwe babietjies tentoon te stel aan die publiek op die 23ste April. En dan gaan hulle ook 'n kompetisie hou om hierdie skilpaadjies vir hulle name te gee. So 'n bietjie iets ligs. Dit is om mee af te merkwaardig. sluit. Die Galapagos-eilande natuurlik waar al die snaakse goeters ontdek is op 'n stadium deur kan mens nou maar sê deur Darwin homself, waar hy gesê het, maar hier is ons akedisse wat swem in seewater en hier interessant dat 'n skilpad in 100 jaar plus dan nou eintlik eiers lê. Dis ook net iets wat van die Galapagos-eilande afkom wat 'n mens dit kan van verwag. Dis baie oulik Dorien, 'n mal oor hierdie storie en soos jy sê, 'n bietjie iets lig om die dag mee te begin. Dankie vir die saamgesels vanoggend. Dit is Dorien Loupsher, bly gerus inskakel, net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.